Markus 10 vanaf vers 46 kry jy die gedeelte oor die blinde Bartimeus. Hy sit langs die pad, blind en hulpeloos. Sy gehoor is sy enigste skakel met die wêreld rondom hom en skielik hoor hy ietsie anders. 'n Rumoer wat anders klink as dit wat hy daagliks sou hoor, en hy vra die mense rondom hom wat gaan aan, en hulle sê vir hom dat dit is Jesus wat daar verbygaan. Onmiddellik roep hy uit: Seun van Dawid, ontferm U oor my. Maar die mense probeer hom stil maak. Nou, ek dink dit is maklik vir my en jou om te dink hoe Bartimeus moes voel. Hoe baie word ons hier ook stil gemaak deur die wêreldse geraas of die mense in ons lewens of ons eie twyfel nie. Soms is dit ons eie vrese of die druk om aan te pas. Maar tog bly Bartimeus nie stil nie. Hy roep net nog harder. Sy roep was ook nie net 'n pleidooi vir hulp nie, maar 'n geloofsverklaring, want Bartimeus sien alreeds met sy hart dat Jesus is sy enigste hoop. Bartimeus wys ons dat geloof is dikwels 'n uitroep teen die geraas, 'n daad van moed en vertroue dat God ons kan hoor en dat hy gaan hoor, selfs in die chaos van ons lewe. So Jesus hoor hom roep en hy roep hom toe nader, en dis 'n oomblik van ontsag. Die Seun van God vra vir Bartimeus: "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?" Nou hierdie vraag dwing Bartimeus om te sê wat hy werklik nodig het. Hy vra nie vir geld of 'n beter plek langs die pad nie. Hy vra om te sien. Dit wys 'n dieper begeerte na 'n nuwe begin, 'n lewe wat nie langer beperk is deur sy blindheid nie. Hy vra vir transformasie. Jesus antwoord hom met genade en sê: "Gaan, jou geloof het jou gered." Sy oë is oopgemaak, maar sy reaksie is vir my opvallend. Want hy kies dan om vir Jesus te volg. Hy word nie net genees nie, hy word 'n disipel. Bartimeus se sig lei hom tot 'n nuwe pad, een waar hy nie meer passief langs die pad sit nie, maar aktief vir Jesus volg en hom loof. Bartimeus se storie laat ons nadink oor ons eie geestelike sig. Vat 'n bietjie 'n oomblik en dink, is daar dele van jou lewe waar jy blind is vir wat God doen? Wat jou weerhou daarvan om uit te roep na Jesus? Miskien mense of vrees of twyfel. Het jy al stil geword om God se stem te hoor vra: "Wat is dit wat jy wil hê ek moet doen?" Jesus nooi ons uit om ons geestelike sig te ontvang, om sy werke in ons lewens te sien en om hom op die pad te volg. Soos Bartimeus moet ons leer om ons oë na Jesus toe te rig, en dit begin by 'n eenvoudige maar moedige daad van geloof, om uit te roep na hom, selfs wanneer die wêreld ons probeer stilmaak. Hy hoor, hy antwoord, hy gee ons sig wat lei tot 'n nuwe lewe en disipelskap. Mag jy hierdie week vra om te sien, en mag jy deur oë van geloof weer te begin leef. Kom ons bid. Here ons God, help ons om te bid met die geloof van Bartimeus. Gee ons die insig om te vra wat ons werklik nodig het, en die geduld om te wag op U tyd. Amen. Baie dankie dat jy vandag weer saam gekyk het. Soos jy reeds weet, is ons weer besig met 'n projek waar ons graag hierdie Kersfees geskenke wil aankoop vir ons DPS huise. En ons gebruik op hierdie stadium ons aanlyn platform om hierdie fondse te genereer. So al die fondse wat ons deur ons aanlyn video's genereer van nou tot en met Kerstyd, gaan na hierdie projek. So as jy graag voel die Here plaas dit op jou hart en jy wil graag 'n bydrae maak vir die projek, volg gerus die skakel wat ergens hier op die video is, en by voorbaat baie dankie vir jou ondersteuning. Tot 'n volgende.